Prys die naam van die Here. Die derde week wat ons praat oor dankbaarheid. En vanoggend wil ek met jou praat, en dalk sit jy hier en jy sê, ja Here, ek het dit so nodig. Om dankbaar te wees in moeilike tye. Om dankbaar te wees in moeilike tye, ja, dit is baie moeilik. But all things are possible. Halleluja. My liewe suster, dit lyk dikwels vir ons in hierdie lewe of ons net deur probleme omring word. Ek praat my broer hierdie gisteroggend en ek dog opgewonde oor my dankbare hart met hom deel. Sy my, ek moet al my bakkie het nou weer iets gebeur en dit gaan my nou weer geld kos en ek, hoekom gebeur dit met my? En ek besef so dat dis die waarheid. Dis die vraag wat mense vra vandag. En dank die Here, die Gees van die Here het my klaar voorberei vir hierdie vraag. Daar's die goeie nuus, is dat ons as kinders van die Here, as Christene, alles wat volgens Johannes 17 vers 14 in die wêreld, is ons nie van hierdie wêreld nie. Halleluja. Ons hoef nie volgens die wêreldstelsels te funksioneer nie. Om soos die wêreld te reageer. Ons houding en benadering kan totaal anders te wees as die wêreld daar buite. Want die woord van die Here gee hy vir ons om ons staande te hou in moeilike tye. Ongelukkig, my liewe suster, gebeur die wêreld om ons. Ongelukkig gebeur alles om ons. En al baie keer ons beste probeer slaag wat ons doen, kom die ou wêreld en hulle probeer dit in die wiele ry. Want ek kan maar vir jou sê as almal, maak nie saak wie jy is nie, of jy oud of jonk is, of jy sterk of swak is, of jy ryk of arm is, of jy groot of klein is nie. Ons almal het met swaar kry te doen in hierdie wêreld. En wanneer dinge swaar gaan, raak 'n mens uitkyk so vinnig donker. Dan sien ons net die probleem raak. En ons sien nie al die mooi en die goeie dinge wat steeds in ons lewens is nie. Dan raak ons moeilik. Dit vir ons moeilik om dankbaar te wees. Wanneer dinge sleg gaan en dinge gebeur in ons lewe, dan is ons ontstel. Dis menslik om ontstel te wees daaroor. Dan vra ons die vraag van, waar is die Here dan? Waarom laat hy hierdie dinge toe in my lewe? Hoekom het dit met my gebeur? Wat het ek dan verkeerd gedoen? Is dit nie wat ons vra nie? As dit die vraag is, kan ek vanoggend vir jou sê, dankie tog, jy verstaan die woord van die Here heeltemal verkeerd. Jezus het self vir ons gesê, by die oorsister, dat ons deur moeilike tye sal gaan. En hy het geweet, wat God weet, dat deur die moeilike tye sal hy met ons wees. Ons sal het beleef, maar hy gaan ons daardeur bring. God sê, hy bewaar jou in hierdie dinge. Lees my Jesaja 43 vers 2, as jy jou Bybel daar gebring het, maar ek lees vir jou. As jy deur water, hoor mooi wat sê die woord van die Here, ons lees dit baie keer anders. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur die vure, hulle sal jou nie wegspoel nie. En as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Hoor mooi wat sê die woord van die Here. As jy deur water moet gaan. En as jy deur vuur moet gaan. Soms moet ons deur dinge in hierdie lewe gaan. God het nie vir Jesus of vir Paulus of vir Petrus of enige geloofsheld van die Bybel van pynlike omstandighede bewaar nie. Hy het hulle wel te midde van daarvan bewaar. Soos die vers sê, is God te midde van die omstandighede by ons. Die water sal ons nie wegspoel nie. Die vuur sal ons nie dood
belofte wat hy in sy woord vir ons gee. En tog vra hy vir ons om ten alle tye dankbaar te wees. Maar hoe doen 'n mens dit? Pastoor, ek gaan weer sulke moeilike tye dinge werk nie uit nie. Hoe kan ek dan ook dankbaar wees? Kom ons kyk vir 'n oomblik. Hoe moet ons dankbaar wees in moeilike tye? Ons kry 'n opdrag in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Daar staan dat ons in alles dankbaar moet wees, nie vir alles nie. Verstaan nie? Beteken God vra nie van ons om dankbaar te wees vir die swaar kry, dankbaar te wees vir die probleme, en dankbaar te wees vir die hartseer wat ons in die lewe ervaar. Nee, hy vra ons om 'n houding van dankbaarheid te bly ten spyte van die swaar kry, ten spyte van die hartseer, ten spyte van die probleme. Nou wonder jy dalk waarom God dit vir ons sê. God het 2 redes hoekom hy dit vir ons sê. Die eerste rede bring ons op 'n plek waar dankbaarheid altyd in ons moet wees. In goeie en slegte tye bring dit ons eintlik nader na God. Daar is karakters in die Bybel, my liewe suster, wat God uit die oog verloor, wat God sommer vinnig uit die oog verloor het en net met hul probleme gefokus het. Maar dan is daar ander, ten spyte van moeilike tye, ten spyte van dit, het hulle dankbaar bly uitleef hulle hele lewe lang. U ken ons die verhaal van Job. Het jy dit al gelees in die Bybel? Hierdie arme man het in 'n kort ruk se tyd alles verloor. Baie van al ons besittings het ons ook al verloor, ja, geliefdes, ons het ons gesondheid verloor. Maar daar's min van ons wat soos Job deur alles verloor het gegaan het. Dit het met Job gebeur. En as jy nie sy verhaal ken nie, kan jy sommer gou vir my sê, ja pastoor, jy het lekker in sak en as gaan sit en homself jammer gekry. Jy dink ook dalk verseker, hy het sy rug op God gedraai. In 'n sin is jy reg, ja, maar jy is ook verkeerd. Ja, Job het 'n sak en as gaan sit letterlik. Hy het homself jammer gekry. Onthou jy, hy het sy swere so met potskerwe gekrap. Maar een ding kan ek vir jou sê, Job het nooit sy rug op God gedraai nie. In Job 2:9 sê sy vrou vir hom, vloek tog die Here, dan sal jy sterwe. Job, dan is al hierdie dinge verby. Dit sou jy ten minste nou hier, laat ons slaar raak het van al jou probleme. En dis wat baie mense doen. Ag, ek gaan maar nou net wegbly van die Here af. Ek gaan nou niks met hom te doen nie. Dan is daar ten minste 'n bietjie vrede in my hart. Maar dis nie wat Job gedoen het, my broers en susters. Hy spreek sy vrou aan oor haar verkeerde houding in Job 2 vers 10. Hy sê, toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vrouwens sonder verstand. Ek dink ons het dit al van ons vrouens gesê. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons ook die slegte aanvaar nie. Is dit nie so nie? Hoe waar is Job se woorde dan nie ook vir ons in vandag se tyd nie? Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Hy bly aan God getrou, selfs al sit hy met vrae in sy hart. En uit sy vrae, my liewe susters, sien ons dat ons 'n keuse het wanneer die swaar kry van die lewe ons tref. Ons kan of soos Job se vrou maak en ons rug op die Here draai, of ons kan verkies om ons vertroue te plaas in God se karakter en planne, selfs al verstaan ons dit soms nie. Nog 'n karakter in die Bybel wat vir ons 'n voorbeeld is van iemand wat dankbaarheid in moeilike tye beleef het, is natuurlik Paulus. In 2 Korintiërs 11 lees ons die dinge wat hy deurgemaak het. Hy was 'n hele paar keer al in die tronk. Hy is 5 keer deur die Jode om gebruikelike straf van 39 houe gegee. Hy het 1 keer met klippe gegooi. 3 keer het hy skipbreek gelei. En op 'n stadium, 'n dag en nag in die see deurgebring.
in die oop see, waar niks om is nie. En dis maar net 'n paar dinge, van die swaar dinge wat deur sy pad gekruis is. Het jy al skipbreek gelei? Is jy al 39 keer met 'n kats op jou rug geslaan, 5 keer? Is jy al met klippe gegooi? Pastoor, dit is so moeilik, ek kan nie meer aangaan nie, dit voel alles my druk. My wêreld, kry lewe, God gee jou lewe. Maar net soos jou, kom Paulus, en hy verloor nie sy geloof in die Here nie. As die Here nie nou vir my goed doen nie, dan gaan ek hom nie meer prys nie. Ek gaan hom nie meer loof nie. Ek gaan nie meer kerk toe kom nie. Ek gaan nie meer vir hom geld gee nie. Nee, as die Here nie ophou met hierdie goed nie, dis nie die Here wat die goed aan jou doen nie. Inteendeel, hy skryf in Filippense 4:11, dat hy geleer het om in alle omstandighede tevrede te wees. Sy omstandighede het nie ook nie bepaal of hy dankbaar was of nie. Nee, hy het sy vreugde in die Here gevind, halleluja. En daarom kon hy altyd blydskap hê. Het hy dan nie die ou wat gesê het, nie verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle nie. Omdat sy vertrou, my broer en suster, op God en sy teenwoordigheid in hom was, kon hy dankbaarheid ook hê in die moeilike tye. En hy kon sy lewe met 'n dankbare hart. Ek en jy kan gerus by Paulus leer om ook altyd ons vertroue in die hand van die Here te plaas. En as ons dit doen, sal ons ook altyd dankbaar wees, ongeag ons omstandighede, ongeag waardeur ons gaan, ongeag of ons 'n tekort het. In die tweede plek vanoggend wil ek vir jou sê, gee dit ons perspektief oor die lewe waarin ons is. Jy sien, want probleme, my liewe suster, is geneig om ons fokus te steel, om ons fokus van God af te haal. Want dis al wat jy raak sien, en al waaraan jy dink, gebeur dit met julle ook. As ek deur 'n moeilike tyd gaan, as dit my opvat, kan nie daarvan loskom nie. En dan al die ander goeie dinge wat ons het, waardeur ons gaan, vervaag dan soms so 'n bietjie voor hierdie moeilike omstandighede. Maar wanneer ons gaan kies om dankbaar te wees, dan verander ons perspektief op hierdie lewe. Ons sien raak dat die probleem nie alles wat daar in ons lewe is nie. Ons raak meer bewus van die goeie wat steeds deel van ons lewe is. Deur ons dankbaarheid verskuif ons die fokus van die probleem na God. Hy is al wat ons nodig het in die lewe. Het jy dit al vir jouself gesê? Hy is die oplossing vir elke probleem. Prys sy naam. By hom kry ons vertroosting, by hom kry ons bemoediging, by hom kry ons wysheid om hierdie wêreld te kan hanteer. En die probleem wat dan ewe skielik so groot lyk, word kleiner en kleiner wanneer ons deur Jesus se oë na dit kyk. En ons kan in perspektief sien hoe kleiner dit raak. Kom ek vertel jou 'n geheim wat Paulus geontdek het om alle omstandighede te oorkom. Wil jy dit hoor vanoggend? Jesus het hom die krag daarvoor gegee. Filippense 4:12-13 sê, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervind, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Dan sê hy, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Halleluja. Wanneer ons die gedagtes van God aanneem, my liewe suster, dan verstaan ons vanoggend dat ons omstandighede nie die probleem is nie. Ja, die manier van hoe ons dink en daaroor voel, bepaal vir ons hoe moeilik of hoe maklik dit sal wees. Met ander woorde, ons kry die perspektief. Wanneer ons bereid is om aan God alles oor te gee, kan ons rus vind in die wete dat hy daarvoor sal sorg. Ek onthou toe ek 'n kind was, naby ons huis was daar 'n speelparkie met een van hierdie rondom talies. Wat het ons het genoem merry-go-round? Is reg? Jy onthou daar.
Jy hardloop so lank en dan stoot jy en dan spring jy op en dan gaan jy in die ronde. Het julle dit nie gehad by julle nie? Watter lewe het julle geleef? Dis wat ek nou ek groot geword was, ek elke dag op so dinge toe ek 'n kind was. Dis November. Die wêreld het al gebeur hierdie jaar. Die wêreld is besig om te spin en al hoe vinniger te spin. In hierdie tyd van die jaar van hierdie wieltjie waar ons op is, baie spoed. In baie mense lewens. Mense is moeg. En dan sien ek hoe klou hulle so krampagtig vas aan daardie eister wat hulle sê. En die lewe spin en hulle wag net vir Kersfees. As Kersfees net kan kom, as die nuwe jaar net kan kom en hulle hou so vas. Jy sien, want die wêreld waar ons leef, hou van spoed. Want spoed bring ons geld en geld bring geluk. Wel so praat die mens as jy nou wil hoor. En jy sien hoe vinniger hierdie wêreld kan draai, hoe meer geld kan gemaak kan word. Maar kom ek sê vir jou, weet jy wat draai hierdie wiel? Ondankbaarheid draai hierdie wiel. Wat sê jy, pastoor? Ja. En ek jou sê, hoekom? Bemarking werk by die beginsel van dissatisfaksie. Met ander woorde, jy moet ondankbaar gemaak word oor dit wat jy het. Dis wat bemarking eintlik vir mense sê. Want jy sien, dankbaarheid verkoop nie. Want as jy dankbaar is oor jou ou bakkie wat jy ry, of jy is dankbaar oor jou ou selfoon, of oor jou televisie wat jy het, of oor die rok wat jy aan het, dit wat jy al 10 jaar terug gekoop het, dan gaan jy nie nuus wil koop nie. Hoor jy wat ek sê? Is dit nie die wêreld werk nie? Maak die mense ondankbaar oor dit wat hulle het. Geef hulle spesiaal, dan kom koop hulle. Daarom moet jy ondankbaar gemaak word, sodat jy beter en vinniger en ligter en slimmer en sterker en mooier goed kan kry. Hou maar dop, dit werk met alles in die lewe so. Ek en jy word elke dag gebombardeer met ondankbaarheid. Dit hou die ekonomie aan die gang en dit spin ons wêreld al hoe vinniger en vinniger en vinniger. En weet jy wat se gevolg? 'n Wêreld wat alles het, maar meer as ooit in die geskiedenis ongelukkig, onvergenoeg en ondankbaar is. Soos die wêreld om ons draai, sukkel ons meer en meer om te weet, wanneer is genoeg? Ons het eintlik alles, maar is groeiend ondankbaar. Ondankbaarheid draai die wêreld al hoe vinniger en vinniger. Het jy al ooit so daaroor gedink? Jy sien die bekend van die Here Jesus. As die lewe stadig draai, sien jy meer dinge raak waarvoor jy dankbaar kan wees. Swaar kry, krisisse, siekte, hartseer, verlies is dikwels die momente waar ons lewe tot stilstand kom, tot stilstand gebring word. En dit word die tye waar ons weer Jesus langs die pad raak sien. Tye waar ons skielik tyd het om hom te soek en baie harder as gewoonlik na hom te roep. Dis eers wanneer die tyd stilstaan en die lewe stilstaan, dat ons perspektief kry op dankbaarheid. Daardie klein dingetjies skielik groot betekenis word in ons lewe. Dinge wat geld nie kan koop nie. Soos 'n goeie vrou, 'n goeie man, gesonde kinders, goeie gesondheid. Daai saamtye, daai wonderlike tye, wanneer gesinne saam is. Daai mooi tye op 'n Sondagoggend in 'n diens kan geld nie koop nie. So vriende, families, broers en susters, ons moet leer om mekaar te help om die wiel stadiger te maak van hierdie lewe. Dis hoekom ons op Sondag hier is, om by mekaar te kom en Jesus langs die pad te sien en op Jesus te fokus. Dankbaarheid
behoort 'n lewensritme te wees, waar ons daar tyd is om stil te staan, asem te haal, en te reflekteer op waardeur ek hierdie week is. U sien, dankbaarheid, my liewe suster, vra 'n stadige ritme deur die lewe. 'n Ritme waar ons die voortdurende gestoot word deur nuwe en beter dinge nie hoef te doen nie, maar leer en weet wanneer is genoeg. 'n Ritme waar ons tyd het om die klein dingetjies in die lewe raak te sien en te waardeer. Tyd om saam met jou geliefdes koffie te drink. Tyd om so 'n bietjie met jou kinders te speel. Tyd om saam te bid. En weet jy, God het in elke mens 'n dankbaarheidsritme geskep. Ons besluit net soms, ons wil dit nie in ons lewe hê nie. God se ritme, en luister mooi wat ek sê, klink so. Reg in die begin van die Bybel het hy dit ingestel in die woord van die Here. 6 dae werk en 1 dag tot stilstand kom. En daar is min mense wat dit kan doen, om dit te kan doen. Dankbaarheid, my liewe suster, is groot. Dit lê dieper as wat ek en jy ooit kan sien. In dankbaarheid is daar genesing. Want dankbaarheid genees jou van onvergenoegdheid. Dankbaarheid genees jou van moegheid. Dankbaarheid genees jou van jaloesie en afguns. Dankbaarheid laat jou stil staan, omdraai en laat jou vir Jesus sien. Dis wat dankbaarheid doen. Kan ek vanmôre vir jou sê? Dankbaarheid kan baie dinge in jou lewe genees. Jy moet net besef, ek wil dit hê. Kom ons staan op ons voete. En bid ons. En die musiekspan vra voor ons. Ek wil jou vra net daar waar jy nou staan vanoggend. Ek wil jou hê, jy moet jou ritme in die Here vind weer terug. Daardie dankbaarheidsritme terugvind. Sê, Here, ek moet leer om van nou af met meer dankbaarheid in my hart te leef. Ek wil hoor jy sê dit vir my. Here, ek wil met dankbaarheid leef. Help my om die rondtotalie van die lewe stadiger te maak. Dat ek Jesus kan raak sien in my lewe. Dat ek op Jesus kan fokus. Want dis al wat ek nodig het. Nie al hierdie ander dinge wat die wêreld my bied, die bemarking van die wêreld om my ondankbaar te maak en alles nie te hê nie. Nee, ek het Jesus nodig. Soek die koninkryk van God. Sê die woord van die Here vir ons so dikwels en al die ander dinge sal bygevoeg. Dankie vir vanoggend, liewe Vader, dat ons net kan leer wat dankbaarheid is werklik vir ons. Ek wil bid, Here, dat U ons sal seën in dankbaarheid. Dankie dat ons nog dankbaar kan wees in die tyd waarin ons leef. En ons gee vir U vanmôre al die lof en eer en aanbidding. Gee elkeen wat hierdie woord luister 'n hart van dankbaarheid in Jesus se wonderlike en sy heilige naam. Amen. Prys die naam van die Here. Ons gaan soms so bly staan terwyl ons offergawes